Goeiedag Elena, ek is bly om jou weer te kan sien. Goeiemôre Wikus. Ja, dis lekker om jou weer te sien. Ag, dis lekker. Ons het so lekker gekuier daar gister by julle, ek en Rudolf. Maar ja, so die doel van vandag se opname is basies net om aan die ouers bekend te stel wie is Abracadabra? Wie is die mense wat daar is? Wat maak julle uniek ensovoorts. So aan die luisteraars, die mense wat kyk, is hierdie basiese video om vir die mense net voor te stel aan ons pragtskool daarso in Bellville. So eerstens wil ek vir jou vra Elena, voordat ons begin induik in die skool self. Van waar af kom jy? Van waar af kom jy en wat is jou agtergrond en watte onderrig het jy gedoen na skool? Wikus, is so lekker om hier te wees en om deel te wees van die kultuur van Abra. Ek het groot geword in 'n plaasgemeenskap aan die Weskus. Baie mense sal sekerlik nie weet waar dit is nie, maar die plaasgemeenskap se naam is Koekenaap en Koekenaap, ja. So dit was 'n wonderlike geleentheid om die voorreg te hê om op 'n plaas te kan groot word. En ja, ek het van graad 1 tot graad 12 het ek voltooi aan Hoërskool Loetswil. En daarna het ek my onderwysgraad gaan doen by Wellington. En ja, ek kyk nie vir een oomblik terug na waar ek groot geword het en al die geleenthede wat ek as 'n plaaskind kon ontvang het nie. Ag, dis lekker. En toe jy's nou so 3 jaar by Abracadabra. En jy het ingekom en werklike ontsettende groot bydrae gelewer tot Abra se groei. Sê vir my, wat was een van die belangrike dinge wat jy gesien het of die eerste goed wat jy opgeval het van Abra toe jy daar ingestap het die eerste dag? Dit staan soos 'n paal bo water uit. Toe ek hier instap daai eerste dag, kon ek voel dat hierdie skool daar is net soveel liefde en omgee tussen die personeel vir mekaar en ook vir die kinders en ook die ouers, hoe die ouers vir my aanvaar het, en dit was net vir my ongelooflik om dit te ervaar. Dis 'n regte huislike familieomgewing. Ag, dis wonderlik. En die skool is mos nou meer as 30 jaar oud, is ek reg? Ja, dis korrek. Die Abra is geopen in 1989. So ons kom al 'n redelike lang pad in die onderwys en ons deur die jare het goed maar verander en ons beweeg saam met die tyd. So ja, ons is al 'n ou skool, maar as jy binne kom kyk, dan is ons splinternuut. So ou skool met nuwe denke. Net so. Dis goed. Elena, jy het werklik baie dinge gedoen by die skool en nuwe goed ingesit. En ek bedoel, maar julle het 'n ontsettende lekker kombuis wat baie lekker kos maak vir die kinders. Julle is van babas tot graad R. Julle het opgeleide personeel. Wat is een van die goed wat volgens jou uitstaan in daai verband wat ouers moet weet? Hoekom hulle kinders met vertroue daar kan los in die oggende as hulle aflaai? Weet jy, Wikus, ja, ons het 'n lekker kombuis en ons het 'n kok wat baie lekker kos maak. So ons kinders kry 'n gebalanseerde maaltyd elke dag. Maar boonbehalwe dit, ek dink wat die belangrikste is vir 'n jong ouer wat ons almal weet in vandag se lewe moet beide ouers werk. So as daai ouer daai babatjie op 4 maande of op 3 maande hier kom aflaai, dan moet ons iets vir daai ouer kan bied wat vir hulle rustigheid gee. En dit is Abra se bestaansrede om 'n veilige opvoedkundige hawe te skep vir elke kind wat deur ons deurkom. En ons hoofdoel is ons bestaan vir ouers se gemoedsrus en vir kinders se geluk. En ons doen dit deur kwaliteit onderrig te bied in 'n liefdevolle omgewing. En ja, dis alles
ons is 'n Christelike skool, so ons leer vir die kinders van Jesus en ja, dit is net ongelooflik hoe die omgewing wat ons probeer skep vir die kinders, dat die ouers wat hier instap kan dadelik sê en voel dat dit 'n warm gevoel is binne in die crash. Dit is nie net ons kombuis se oond wat dit 'n warm gevoel maak nie. Dit is regtig die mense aan die binnekant wat dit soos 'n huis van jou eie huis laat voel. Ja, en julle speelgrond is ook baie uniek met al die verskillende plekke waar die kinders kan speel in 'n veilige omgewing, onder dak ensovoorts, weet waar hulle dit kan doen, of in die son skyn. Ja, ons is baie bevoorreg om 2 speelgronde te hê. Een speelgrond is net vir die maatjies tussen 1 en 3. En dan het ons 'n groter speelgrond wat dan vir ons maatjies tussen die ouderdom van 3 en 6 jaar is, met 'n wye verskeidenheid van klimapparate, groot grasperk waar hulle verskeie aktiwiteite kan doen. Daar's oor genoeg spasie vir hulle om net te hardloop en kind te wees. Ag, ek hou daarvan om net 'n kind te wees. Wat vir my opgeval het gister toe ons daar was, ons loop daar in die babakamer en daai kinders lyk net so gelukkig. Hulle is besig en hulle loop daar rond en van die kinders sit en die een onderwyseres het klomp kinders in haar arms en sy sit daar op die grond en speel met hulle. Dit was so lekker om te sien. Ja, dit is ek sê altyd vir ouers as hulle kom kyk na ons babakamer, as jy nie vir Elsie wat die opvoeder is op die vloer kry met 'n klomp kinders om haar nie, dan is iets verkeerd. Want dit is waar sy op haar gelukkigste is as sy met 5 of 6 kinders om haar kan sit en sing of liefde gee of geluide maak of wat ook al waarmee hulle ook al besig is. Sy het altyd 'n klomp kinders om haar. Ek het dit gesien, dit is so asof sy 'n magneet is en die kinders koek so om haar. Dit is reg oulik. Vir my as assistente wat julle het, hulle help ontsettend baie, in elke klas, is ek reg? Ja, ons is elkeen van ons klasse het 'n opvoeder in en as ook 'n assistent. En dan in ons baba klas het ons 'n opvoeder en 3 assistente. So ja, die kind-opvoeder ratio is baie goed by ons. Die normale ratio is 1:6, 1 opvoeder vir 6 babietjies. Ons is op die oomblik 1:4. Okay, dit maak 'n groot verskil. Okay. Ja. Nee, maar goed. Het was ook so lekker om te sien bietjie later die kinders geslaap het. Dit was doodstil daar binne en dit is so asof die opvoeders en die assistente net so bietjie asem kan haal terwyl die babas bietjie rus. Dit was regtig so mooi om te sien. Dit is nogal lekker. Dis gewoonlik in daai tyd wat 'n mens dan nou 'n oproep of 2 maak, want dit is doodse stilte hierso en dan kry jy net weer jou brein reg om die middag aan te pak, wat jy dan net weer 'n klomp kinders hoor wat lag en skree en geluide maak van dinosourusse en dit klink amper asof 'n kind skree, maar hulle geniet eintlik hulle self, hulle leef hulle self uit op die speelgrond. Ag, lekker. En ek sien julle het ook 'n paar addisionele aktiwiteite wat ouers kan doen by julle. Noem net 'n paar van daardie op. Ja, ons het 'n vol program. Ons het 9 buitemuurse aktiwiteite wat kom na die skool toe. Dit vind plaas in die dag wat die skool is. So as ek nou kan opnoem, ons het gymfinds, ons het robotika, ons het karate, ons het ballet, ons het kinderkinetika, ons het playball, ons het rugby, ons het netbal. En dan het ons ook 'n spraakterapeut wat indien 'n kind moet verwys word en spraakterapie ontvang, kom die spraakterapeut na die skool toe en alles gebeur hierso by die skool. So 'n ouer hoef nie rond te ry om die kind by 'n sessie uit te kry nie. Sy kom na die skool toe en alles gebeur hierso. Ag, dis goed. Dis goed. En sê vir my, en ouers wil altyd ook weet tye wat julle oopmaak. Hoe laat maak julle in die oggende oop? Ons is oop van 7:00 af
tot 6:15 in die aand. Omdat Abra so sentraal geleë is, het ons heelwat ouers wat stad toe ry in die oggend. En almal weet die Kaapse verkeer kan soms 'n nagmerrie wees. So daai ouers maak 'n reëling met ons vooraf om op die vroegste dan 7:15 af te laai. My personeel is 7:15 aan boord. So indien 'n kind afgelaai word, kan ons die kind se veiligheid verseker, maar enigiets voor dit laat ons nie kinders op die perseel toe nie. Okay, dit is goed. Ag Helena, dit was nou regtig lekker geweest om met jou te gesels het en om so 'n bietjie vir die mense net 'n idee te gee van wie is Abrakadabra en wat julle maak daar. En so ja, net ek wil van ons kant af sê van die Mos, dit is regtig lekker om jou daar te hê. Ek wil net sê dat jy is mos uniek en julle skool is uniek. So Dankie Wikus. ag baie dankie vir jou bereidwilligheid. Is daar iets wat jy nog graag dalk net wil noem van jou kant af? Nee, dankie vir die geleentheid Wikus en dit is altyd vir ons 'n voorreg as die soos ons julle noem die Groenhuisspan van die Mos Inisiatief kom kuier by die skole, want dit wys dat daar belangstelling is en dat julle omgee vir dit wat by elkeen van julle skole gebeur en plaasvind. En ek wil sommer die ouers daar buite uitnooi. As jy in die Kaap woon, kom kuier vir ons. Kom loer in, kom kyk wat ons vir jou kan bied. En as jou kind in die ouderdom is wat ons hier het by die skool, dan kom skryf in. Jy gaan nie spyt wees nie. Ek wil ook net bynoem dat een van die assistente wat op die oomblik in my baba klas was 'n leerder by Abrakadabra en sy is deur baie van hierdie hande wat nog steeds hier by Abra is. So ons doen goeie werk want sy is 'n baie goeie assistent. Dis wonderlik. Dis 'n mooi storie. Okay. Sê vir my Helena, as mense wil graag meer weet, is elke dag 'n oop dag en enige tyd net met jou 'n afspraak maak op die webwerf of wat is die maklikste? Ja, hulle kan enige tyd die skool skakel of op ons webtuiste gaan en 'n afspraak daar maak. Dit is maar vir ons belangrik omdat dit te doen met veiligheid, dat ons nie net enige vreemdelinge op die perseel wil toelaat nie. So mense is welkom om enige dag, as hulle kontak gemaak het met ons, enige dag na 3 kan hulle kom kuier en kom kyk wat ons bied. Okay. Helena, baie dankie. Ek waardeer dit. Dit is vir ons lekker om jou daar te hê en die mense kan ook sien al die verskillende skole wat ons het reg oor Suid-Afrika, waar ons Abrakadabra daaronder. En ja, so sterkte daar en dankie dat jy die fort hou daar in die Weskaap vir die Mos. Baie dankie Wikus, wat lekker om met jou te gesels en kom kuier gou weer. Ons maak so. Lekker bly. Dankie Wikus. Totsiens.